Nou kan jy beloof, ek is nie ek vanaand. Ek het 'n baie interessante karakter in die Bybel of nie opgespoor die Gees van die Here op my hart gelê. Sê jy praat vanmiddag oor hierdie persoon se karakter en wat hy gedoen het. En wat 'n les hou dit vir ons in. Ek sal ek rede daarvoor. Amen. Wie of wat is ek? My naam word in beide die Ou en Nuwe Testamente genoem. My name is mentioned in both the Old and New Testaments. Dink 'n bietjie wie kan dit wees? Ek is in 'n klein dorpie met die naam van Gert Hefer, die wynpers op die heuwel gebore. Dis wat die naam van die dorp is. Wynpers op die heuwel. Gert Hefer. I was born in the small town of Gert Hefer, the wynpress on the hill. Wie dink ek was daar gebore? My vader se naam was Amatea. You know that? Tell us again. Thinking Samson? No. Oh. Okay, eldest name. But see, ek het baie kwaad geword vir die Here. I became angry at God. Niet vir die Here kwaad geword. Weet jy vandag, ek het weggevlug van die aangesig van die Here. I fled from the presence of God. Yes? David. Nee. Okay. Jonah. Jonah het Jonah gesê. Awesome. Pieter Albert, jy is so in stok dat dit seker al loop nie. Vir Pieter kry jy dit is Jonah. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder. Ander mense ly skade as gevolg van my verkeerde besluit. Other people suffer loss due to my wrong decision. Dan sê met die Here red my op 'n dramatiese wyse. God saved me in a dramatic way. Want ek was benoud en die Here aangeroep. I was highly afflicted and called out unto the Lord. Toe ek bekeer teen die Here in, when I repented, God stepped in. Dit help om te bekeer baie keer. 10. Ek het toe gedoen wat die Here van my gevra het. I did what the Lord called me to do. Wie was dit? Jonah het ons gesien, nee. En hy's 'n baie interessante karakter, hierdie Jonah. Hy was geroep as profeet. Het profeties opgetree, wel ons nie baie van hom lees van sy profetiese dade nie, maar daar is 'n hele boek oor hom geskryf. Sy naam was genoem Ou Testament en Nuwe Testament. Wie kan vir my net sê, wie het in die Nuwe Testament van Jonah gepraat? Jesus die 3 dae. Die teken van die 3 dae. Kom ons lees. Matteus 12:41. Die manne van Nineve sal die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle tot die prediking van Jonah bekeer en meer, maar meer as 'n Jonah is hier. En op 'n ander plek verwys Jesus ook na soos hy 3 dae die graf van lê, net soos die 3 dae van Jonah wat in die vissebuik was. The men of Nineveh shall rise in a judgment to this generation and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonah, and behold, a greater than Jonah is here. As die klein dorpie gebore, as born in a small town, kom ons hoor sê die woord, 2 Konings 14:25. Hy het die grondgebied van Israel herower
van die ingang na die Hamaf af tot by die see van die vlakte, volgens die woord van die Here, die God van Israel, wat hy gespreek het deur die diens van sy diensknegt Jona, die seun van Amittai, die profeet wat uit God was. So hy kom daar uit, en hy was 'n profeet gewees. Wil jy Engels daar lees nie? My vader se naam was Amittai, kom ons kyk wat sê die woord, Jona 1 vers 1, en die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, en die Here roep hom, wat het die Here vir Jona gesê, wat moet hy gaan doen? Gaan preek teen? Nineveh. 40 dae moes hy gaan preek teen Nineveh. Ek het baie kwaad geword vir die Here. I became angry at God. Vir watter rede sou hy kwaad geword het vir die Here? Weet julle nie? Ons kyk. Het hy nie opgekyk na die werk wat hy moes gaan doen en of die stad waar hy moes gaan. Hy wou nie Nineveh toe gaan. Hy wil by die wees kom nou by. Hy word kwaad vir die Here, maar Jona was hieroor erg ontstem en hy het kwaad geword. Wat het gebeur toe Jona deur die stad deurgetrek het, sommer van 3 dae, en die koning en almal bekeer tot God en Sak en Asa bekeer tot God en die Here spaar Nineveh. Toe gaan sit hy aan een kant. Nou kan ek vergeet te kyk, Engelse Galtree, G-O-I-R-D, Galtree. En hy gaan sit onder die boompie, en hy kyk dat die stad nie verwoes word nie, omdat die mense aan God bekeer het, dus hy kwaad vir die Here. Dis wat hy sê. Maar Jona was hier erg ontstemd, en hy het kwaad geword. Here, u behou nie u belofte dat u die stad gaan vernietig nie. Kan 'n mens so onwys wees? Hier word duisende siele gered, bekeer tot bekering gekom, maar nou is hy kwaad daaroor. Baie kinders van die Here is ook so. As iemand tot bekering kom, dan sê maar, dit kan nie wees nie, moenie so wees, en daai persoon verdien dit wat hy kry, hy moet kry, hy kan nie nou so maklik wegkom net by die Here uitgekom. En dit gebeur. Ons kry dit dikwels. Liefes om bly te wees en dankbaar, sê jy, dankie, daai siel is gered. Daai siel te bekeer, hier word Jona kwaad. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. Ek het weggevlug van die aangesig van die Here, I fled from the presence of God. Jona 1:3 sê, maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug, van die aangesig van die Here afweg, en het na Java afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar, en het met die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim om saam met hulle na Tarsus te vaar, van die aangesig van die Here afweg. Tarsus was in daai area wat hulle geleef in daai tyd, die verste plek van waar hy was. En hy het nou op die woord, hy wil ver weg van aan die heel ander kant, hy moet dinge weet, die Here sê daai kant, hy vaar op die verste punt van gewete, weg te kom van die Here. But Jonah rose up and to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Hy sê, Here, ek kan nie. Here, ek kan nie Nineveh toe nie. En ek kom myself van self met Jona. Baie jare terug in die kerk daar in Kempton, op Dinsdag aand by 'n bidduur, gee die Here vir my 'n opdrag. Die man wat saam met my gewerk by Atlas, sy seentjie was 3 jaar oud en het wat noem ons cerebraal verlamming gehad. En in daai bid hy daai aand in Kempton sê die Here, ek wil vir daai kind gaan bid. Sê
Sê goed Here, dat vra van hom, sê goed Here. Toe ons in die kar kom, leen katte en honde. En die man bly in Springs. En dan gesels ons praat oor, ek sal môre aand gaan. Môre aand het tot vandag toe nie aangekom. Daai kind is later oorlede. As ek daai aand geluister het, sou daai kind heel moontlik geleef het. En die Here het die opdrag gegee. Maak vlug soos 'n Jona. Here, ek sal môre en volgende week, so sê daai aangeleentheid het nog nooit aangebreek tot vandag toe. Daarom wil ek met u praat oor Jona vanaand. As die Here 'n opdrag aan u gegee het, moenie verskoning soek nie. Moenie probeer weghardloop nie. Moenie probeer uit dit kom nie. Doen wat die Here vir jou sê, al is dit vir jou die snaakste, onmoontlike opdrag wat die Here vir jou gaan gee. Die Here sê dalk net vir jou, staan op vanaand en gaan bid vir daai persoon. Luister, hoor wat sê die Here. Aanvaar wat die Here vir jou sê. Punt 6. As gevolg van Jona se ongehoorsaamheid, ander mense ly skade as gevolg van my verkeerde besluit. Other people suffered loss due to my wrong decision. Wat gebeur? Die Jona op die skip is om te vlug Tarsus toe. Wat het gebeur? Wie weet wat het gebeur? Wat het gebeur? 'n storm op die see kom, 'n geweldige storm, baie storm. En die see, ek dink dit is die seefiete, ja. Seeliede. Dis die skipsbemanning geweest. Jona 1:5, toe word die seeliede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste deel van die skip afgeklim en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Wie so goed was van die skip afgegooi? Nie Jona so goed nie. Ander mense so goed. Ander mense wat wag vir hulle goed om by die hawe om te kom. Ander mense ly skade as gevolg van ons ongehoorsaamheid. Dink daaraan. Laat 'n bietjie insin vanaand. Here, as ek ongehoorsaam is aan 'n opdrag wat die Here vir my gee, gaan iemand skade ly. Nie jy nie, ander mense. En dit is 'n belangrike saak om te besef. Ag, los maar weer sal iemand anders sê, die Here wil jou gebruik, en my gebruik. En ons kan nie toelaat dat ander mense, onskuldige mense, skade ly as gevolg van ons ongehoorsaamheid. Then the mariners were afraid and they cried every man unto his God and cast forth the waves that were in the ship into the sea to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship. He lay and was fast asleep. Hy is min geplaag. Mense verloor. Mense ly skade. Maar hy is min geplaag. Hy moet homself toesien en sien hoe kan hulle klaarkom. Hulle moet dit doen. Ag, wat draak dit my? God sê vanaand, dit raak jou, want ander mense ly skade. Hoor wat sê die woord? Ek sê die Here red my op 'n dramatiese wyse. Wat gebeur? Wie weet wat met nou Jona gebeur? Sê vir my. Groot? Wat se vis was dit? Groot vis. Goue vis. Was nie 'n walvis nie. Dis 'n groot vis. 'n Groot vis wat die Here beskik het. Ja. As iemand ooit vir julle sê was 'n walvis, jy weet nie waarvan jy praat nie. 'n Walvis het in sy keel het 'n klomp hare. Niemand kan daar, net klompie kom van daar deur kom klein voetjies. So ek kon nie vir Jona ingeslip het nie. Maar die woord sê die Here
En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was vir 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Daai vis se keelgat was so groot. Hy sluk vir Jona heel in. En moet 'n stammelike groot vis wees wat die Here beskik het. So die wat solos kook, jy moenie vir die kinders sê, jy moet verstaan, so 'n walvis, was nie 'n walvis nie. Sê die Here het spesiaal as vis geskik gemaak vir Jona. Enigins sy soort nooit weer nie. And God prepared a great fish to swallow Jonah. En hy is bought by benoud. En hy visse ingewand, hy sê, en die see weet oor my gegaan, so die vis het nie net Jona ingesluk nie. Die vis het ook geëet van die seegras en al daai goed. So weet jy hoe lank voor die tyd die Here die vis beskik nie. Maar daar was in sy ingewande sy seewe en allerhande goed wat hy geëet het. En in daai gemors, hy sê die seewe gaan oor my kop en al die dinge. En hy sê die volk wat in die hel kom. Hy sê dit Jona, afdal na die hel toe. Sy maak besef vir daai oomblik, ek het verkeerd opgetree. Hoekom moet die Here jou so ver vat, dat jy benoud word in jou omstandighede? Voor jy iets doen wat die Here van jou vra. Dis baie makliker, sê goed Here, ek sal gehoorsaam wees, ek sal dit gaan doen. Maar as gevolg van jou ongehoorsaamheid, my oudste seun Pieter, van kleins af, die my ouma geroep, die sy ouma Grietjie, sê jy kan 'n pastoortjie word. En so sê ek dit genoem al. Dan so soon toe gaan Brakpan toe na ouma Doopie toe. Ek gaan nie saam met jou kom. Ja, ouma sê ek kan 'n pastoortjie word, ek gaan nie 'n pastoor word nie. Hy het nou hierdie jaar, paar weke terug, sy aangestel as 'n herder van 'n gemeente. Baie onbeerend gehad het. Ek het al gesê, Pieter, moenie uit Jona wees nie. Die Here gaan jou in die hande kry, jy gaan nog in die pastoor. Dis maar ons is besig met die getuienisbediening, ons is besig met berading en gebede en alles. Sê, dis nie wat die Here geroep het nie. Die Here het jou geroep om 'n herder te word, pastoor te wees. Hy sê, that's nou so gelukkig. Hy sê, is baie harde werk. Hy sê, ek nooit gedink, pastoor het so baie harde werk nie. Maar hy sê, waar moet wees? Ek was baie nou toe die Here aangeroep was, highly afflicted, called out to the Lord. Jona 2 vers 1 en 2. En Jona tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en het my verhoor uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. Hy het my stem gehoor. God luister jou, al het jy verkeerd gedoen. Al besef jy, Here, maar ek het nie geluister wat God vir my sê om te doen nie. Al besef jy, ek was ongehoorsaam. Die Here se stem, luister nog om jou stem te hoor. Hy luister om te sê, Here, maar jammer, vergewe my. Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish's belly and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me out of the belly of hell, I cried out, and thou heardest my voice. Want dit was vreeslik geweest, hier benoudheid. Wat gaan my word, omdat ek op Tarsus toe gaan plaas van Nineve? Here, wees my barmhartig, Here, help my. Ek sal gaan doen wat ek moet. Die 9de punt, toe ek verkeer, through die Here, and when I repented, God stepped in. Nou, ek ben nog gewonnen by. Daarom het die Here die vis beveel om Jona op die grond, droë grond uit te spuug. Kan jy vir 'n oomblik dink, hier sit daai visse ingewande.
En die res, hier is jou groot was. Ek het 'n werkie vir jou. Jy kan nie joene opeet, jy kan hom nie verteer nie. Gaan dit nie toelaat nie, jy moet hom uit jou uitspuug. In die Engels sê, vomited out Jonah from the dry land. Ek onthou jare terug. Een van my honde wat ons gehad het, die padde, lewendig aangeslaan. En was nie baie lang, toe loop die hond en huk soos die padde binneke grond gebeur gaan. En loop sy en huk, is al die pad. So die padde, weet nie wat ek weet, maar uiteindelik het sy ophou. Maar die groot ding is, hoe die vis geweet, was dit nie 'n wonderwerk van God, dat hy vis weer vir Jonah moet uitspoeg op die droë grond. En ek weet, so groot vis kan nie by die strand gekom het nie. Hy moes van 'n eentjie af gekom het. Sê Jonah, nou is jy uit en hy spoeg hom met 'n spoed daar uit. Dink daaraan. Is ons God nie wonderlik nie? Wat hy doen, sy skepingsmaak. Ek het toe gedoen wat die Here van my gevra het. I did what the Lord called me to do. Waar is hy weer? Op pad na? Nineve toe. En hy 3 dae loop hy in die stad. En hy sê vir mense, die Here gaan julle verwoes as gevolg van julle sondes. En 3 dae se tyd bekeer hy stad. Die koning hoor dit. Hy trek sak en as aan. En hy sê vir die mense, ons gaan nou bid, ons gaan die Here vra vir vergifnis. En die Here red die hele stad. Dit was God se plan van die begin af, om Nineve te red. Maar hy het iemand nodig gehad om te gehoorsaam te wees, om te gaan sê vir daai mense, ek gaan die stad verwoes. Het die Here ook al met julle gepraat, oor 'n situasie? Omstandighede, wat iemand in is. Die Here al ooit vir jou sê, gaan na daai persoon toe. Gaan praat met hulle, gaan deel met hulle. Wees gehoorsaam. Ag Here, ek sal later gaan nie aanbreek. Jonah word in 'n visse ingewande ter bekering gekom. Jonah 3 vers 4 sê, en Jonah begin met 1 dag reis ver die stad in te gaan. En het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Nineve weer verwoes. And Jonah began to enter into the city a day's journey and cried, and he said, yet 40 days, and Nineve shall be overthrown. En binne 3 dae, gee die Here stad in. Die Here wil dit doen, vir een van my ook vandag. Hoor wat sê. Die Here wil jou gebruik. Nee, die Here moet, die Here, jy moet weet, jy moet pastoor gebruik. O, die Here moet daai suster gebruik, jy sê kan bid. Die Here wil jou gebruik. Hoor wat sê die woord. Moenie 'n Jonah wees nie. Don't be a Jonah. Hebreërs 4:7 sê vandag, as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie. Today, if you will hear his voice, harden not your hearts. Amen. Ek wil vir julle bid vanaand. En ek glo die Here het met van ons gepraat. Iets wat jy moes gedoen het, lang al. Maar dit is 'n hardheid soos 'n Jonah. Dat is 'n onwilligheid soos 'n Jonah. 'n onwillige geeskrag kan ons sê, maar skop daarteen. 'n unwilling spirit. Lord, wat must I do? En dan gee die Here vir jou die opdrag. Sê Here, dit is te hard vir my, dit is te moeilik. Wees versigtig dat die Here jou nie die plek waar Jonah was. Jy gaan dit nog doen wat die Here van jou vra. Doen dit liefste terwyl jy gaan. Wees Asa. So goed Here, ek hoor en ek gaan dit doen wat jy vra. En kyk wat die Here vir jou gaan doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, die woord verklaar, al hierdie dinge is vir ons as voorbeeld opgeskryf. Dat ons gaan sien,
Dit was nie nodig om te vertel van Jona in die skrif nie. Dit was nie nodig om te sê wat met hom gebeur het. Maar omdat U ons wil waarsku deur die woord, is dit tot voorbeeld van ons opgeskryf in die woord. Dat ons nie 'n Jona moet wees nie. Dus ons wil sê, ja, Here, stuur my. Ek sal gaan, Here. Ek sal doen wat die Here van my vra. En daarom by die stadium in ons lewens waar ons is, ons maak ons sê, ek dien die Here. Ek leef vir die Here. Maar soos ons vanoggend gehoor het, wanneer God ons lei, dan het hy plan en doel met ons lewens. Jona, God het 'n plan met jou gehad. Liewe toehoorde, God het 'n plan met jou vanmiddag. Om uit te voer, uit te leef. Gaan doen dit. Nie soos Jona nie. Gaan doen dit. So jy die vreugde daarvan kan beleef. Dink net as Jona in die stad oorspronklik aangekom het. Die Here gaan die stad verwoes. In 3 dae se tyd bekeer die stad. Vir sy gejuig het. Here, kyk wat U gedoen het. Maar so volgens sy hartheid van sy hart. God het kwaad toe God die stad red. Maar Here, vanmiddag is U by ons. Om ons te roep, my seun, my dogter. Hoor my woord. Hoor wat ek van U vra. En die Here doen dit. En die Here dra ons. En ons is gehoorsaam. Ons verklaar ons gehoorsaamheid aan die Here vanmiddag. Om dit te doen wat die Here van ons vra. In Jesus my naam vra. Amen. Doen dit. Vat jy die woord uit, dit is nie verniet nie. Want soos jy elke keer, dan sê ek, Here, wie nou? En die Here te doen met julle wat hier vanaand is. Dan sê Here, ek luister. Ek is gehoorsaam. Mag die Here julle sien baie. Dankie vir die Here.